Wanneer ons praat van die nagmaal, dan praat ons van aanbidding, 'n vorm van aanbidding. En ons word gemaan deur Paulus om God eksklusief ook daardeur te aanbid. Jy luister na Kort en Kragtig en ek is Fanie Meiburg. Kom ons word kragtig deur die woord. Dit is my altyd lekker om jou te groet en weer eens op hierdie maandagmôre en dit is 'n voorreg. Ek is bly jy skakel in en jy luister saam met my. Ek wil vanmôre met jou gesels oor die eksklusiwiteit van die nagmaal, hoe ons God eksklusief ook daardeur kan aanbid. Nou jy weet, as ons nou praat van aanbidding, moet ons mekaar vra, wat is aanbidding? Onthou ek praat vandag weer oor die nagmaal en ek maak klaar oor die nagmaal. Dan sal ons op 'n ander stadium sekerlik weer oor die nagmaal praat, maar vir nou maak ons klaar met die nagmaal. Wat is aanbidding? Aanbidding is om eerbied aan God te toon, hè. Eerbied in jou denke, in jou gevoel, jy weet, in jou dade. En dan natuurlik met of sonder die hulp van simbole en dan nou as 'n mens dit rituele kan noem, die gewoontes, dit wat 'n mens doen en die aanbidding byvoorbeeld deur simbole soos met die nagmaal, nê. En ware aanbidding, hierdie was vir my baie goed gestel, is die besetting. Onthou die ware aanbidding is die besetting van 'n ou se siel met God self en sluit nie gebede vir behoeftes en danksegging in nie. So ware aanbidding is 'n ding wat hier in jou hart gebeur, is 'n aanbidding teenoor God, is 'n besetting van jou siel. Nou ons het laasweek gesien hoe die nagmaal die uitbeelding is van ons eenheid met Jesus Christus en ons eenheid met medegelowiges. Nou kom Paulus opvolgend tot hierdie gedagtes met 'n geweldige belangrike stelling daar in 1 Korintiërs 10 vers 21. Julle kan nie die beker van die Here drink en ook die beker van die duiwels nie. Julle kan nie deel hê aan die tafel van die Here en ook aan die tafel van die duiwels nie. Nou hiermee saam met hierdie vers, lees ek gou vir jou Romeine 12 vers 1 en 2 en jy ken hom. Ek vermaan julle broeders by die ontferminge van God dat julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie, welgevallige en volmaakte wil van God is. Beide hierdie skrifte dui op die eksklusiwiteit van die beginsel waarop die nagmaal van Jesus Christus gebou is. Die kind van die Here se lojaliteit en toewyding en eenheid is slegs teenoor sy God, Jesus Christus. Want as ons praat van die eenheid tussen gelowiges, dan praat ons oor eenheid tussen gelowiges as gevolg van die eenheid wat hulle deel met hulle God en Verlosser Jesus Christus. Nou daarom sê Paulus, as jy deel het aan die tafel van die Here Jesus, beteken dit tog jy is in eenheid met Jesus Christus. Dan kan jy nie ook deel hê aan die tafel van die duiwels nie. En jy kan ook nie deel hê aan die beker, met ander woorde aan die sonde wat die ongelowige doen nie. Jy mag met hulle meng soos wat Jesus gedoen het, jy mag saam met hulle aan huis gaan, jy mag saam met hulle eet, maar jy mag nie deel aan hulle sondige praktyke hê nie. Om deel te hê aan hulle praktyke beteken in die gees drink jy uit 2 bekers uit. In die gees sit jy aan 2 tafels. En die gedagte is dit, maak nie saak waar jy is en wat jy eet en drink nie. Jy mag nie jou standaard laat val tot die diens van die sonde nie. Jy mag nie jou eenheid met Jesus Christus verbreek nie. Jy kan nie deel hê aan die sondige grappe en roekelose drank en eet en praatjies nie, jy verstaan ons nou. Ons het laasweek gesien hoe ons een gees met Jesus Christus is. En ons deelname aan die nagmaal is bevestigend daarvan. Jy deel deur die tasbare dinge, soos die nagmaalwyn en die brood, deel jy aan die gees van Jesus Christus. Hoeveel te meer deel die mens nie aan die gees van die duiwels, as ons deel het aan die beker en aan die tafel van die sondaars nie. Die sondaar is een gees met hulle vader, die duiwel, as hulle deel het aan hulle tasbare dinge. By die nagmaal, soos met sondige praktyke, is daar 'n gees betrokke. En daardie gees betrek jou gees om jou deel te maak van die een wat jy aanbid. Of jy deel aan Jesus Christus, of jy deel aan die duiwel. Daarom is dit heeltemal moontlik, dat demoniese geeste van die mens besit neem en kan neem wanneer hulle sonde doen.
Ek sê nie dis altyd die geval nie, maar dit kan gebeur, want jy is toegewyd tot die werke van duisternis. Daarom moet jy altyd versigtig wees met die sonde en verkeerde vriende wat jou blootstel aan sonde en aan praktyke, want daar is 'n gees wat loer om besit van die mens te neem, en as hy besit geneem het, word jy sy slaaf. Daarom is die mens slawe van die sonde, soos wat Paulus dit ook noem. En Jesus moet jou vrymaak van daardie gees. Jy weet, Jesus het by die tollenaar in die huis gegaan, julle ken die verhaal, ek het al hieroor gepraat, en met sy vertrek, met Jesus se vertrek van die tollenaar se huis, was hy nie dieselfde as die ander tollenaars gereken nie. Die tollenaar het in die proses soos Jesus geword. Sy hart en dade was aangespreek, ons weet nie hoe en wat is gesê nie, maar hy het verander om te word soos Jesus. Nou Paulus praat van afgoderry, nê. Afgoderry is om iets te doen ter verering van 'n God. Nou Paulus sê wel, dat daar nie iets soos afgode veronderstel is om te wees nie, want daar is maar net een God. Jy kan nie iets anders ook 'n God noem nie, want daar is net een God. Hy sê daarom dan eerder dat die mens offer nie aan gode nie, maar offer aan duiwels. So Paulus gebruik 'n woord wat ons eintlik ken van die 10 gebooie. Jy mag nie ander gode dien en voor hulle neerbuig nie. Nou ons ken baie afgode van baie godsdienste. En die meeste van ons gaan buig nie voor hulle nie. Is dit nie die waarheid nie? Maar baie mense doen die dinge wat strek tot eer van afgode en wat gekenmerk word as dade van die wat in afgoderry betrokke is. Dis die probleem. Die mens doen praktyke, selfs Christene, saam met vriende en gedurende vakansies en einde van die maand partytjies en oorseese toere, wat deur direkte tipe van 'n vingerwysers is na afgodspraktyke. Byvoorbeeld die brand van wierook. Ek weet mense brand goedjies in die huis vir die lekker ryk. Dis mos nou nie die fokus hier, nê? Maar die brand van wierook, en die sê van sekere slagspreuke in ander tale wat die ouens weet nie eens wat hulle sê nie. Maar hulle doen dit agter ander, hulle mimiek dit. Sekere liggaamsposisies en oefeninge en onbekende kuierplekke word daar saam gedans op musiek wat in ander tale gesing en gedans word, wat gerig is byvoorbeeld om geeste op te roep of om geeste te vereer, soos byvoorbeeld die gees van feesviering. Ons kry dit nogal daar in die Hindoe aanbidding en ander ook. Kuierplekke, hoor mooi, kuierplekke met hierdie geweldige oorverdowende wêreldse musiek, meer geraas, want jy weet eens wat word daar gesing nie, en ligte en rookmasjiene wat mense dryf tot 'n tipe van 'n trance wat lei tot, en hoor mooi wat ek sê, wat lei tot onbeheerste danse en drank en ander dwelmmisbruik en seksuele opwekking, en hierdie goeters is rookskerms vir demoniese werkinge. En hierin moet die kind van die Here waak. Ons word gemaan om ons liggame tot eer van die Here aan te wend en nie deel te hê aan afgodsaanbidding of die werke daarvan nie. Want jy moet onthou dat jy drink uit die beker van die Here. Jy is een met Jesus en nie met die wêreld nie. Jy sit aan die tafel van die Here, jy deel aan sy geselskap en jy bly sy ambassadeur. Is jy 'n nagmaalgebruiker? Is die gees van Jesus Christus in jou? Is jy een gees met Jesus Christus? Verkondig jou praktyke dit. En hierso is 'n toets. As dit wat jy doen, dalk selfs in die geheim, of jou gewoontes, of jou by partytjies, of feesvieringe saam met vriende, of selfs saam met vreemdelinge, of selfs goed wat jy vir die ontspanning doen, en rondom kuiertafels waar jy sit. Die toets is, as dit afbreek doen aan die heiligheid van die nagmaal beginsel, as dit die eenheid verbreek wat tussen jou en Jesus Christus is, beskou dit as deel aan die beker van die duiwels. Paulus sê, 'n man wat offer aan duiwels wek die jaloesie van goed op, want jy mag geen ander God dien op watter wyse ook al nie. Kind van die Here, daarmee sluit ek af wat die nagmaal aan betref, en mag hierdie vir jou tot insig wees rondom jou wandel met die Here. Mag die Here jou seën, blessings vir die res van die week, en ek bid en ek vra, Here, ons is u kinders, soms is ons verkeerd, soms is ons partykeer onkundig
in dinge wat ons doen. Ons raak betrokke en ons is betrokke en ons doen dinge wat afbreek doen aan U naam en aan U saak en aan ons toewyding aan U. Here, ek vra dat U vir ons wysheid sal gee, dat U vir ons insig sal gee, dat ons U met 'n opregte hart sal dien, ook in hierdie week. Ek bid vir die seën van die Here op U kinders se lewe, op hulle besighede, op hulle gesinne, op hulle huwelike en op alles wat hulle doen, is my gebed in Jesus naam. Amen.